As ons aan die profeet Jona dink, dan is daar baie goed waaroor ons kan gesels. Ons kan gesels oor Jona wat geroep word deur God, wat bang raak, wat vlug en dan in die see gegooi word, 'n vis wat hom insluk. Ons kan vra of die vis werklik bestaan het en of dit regtig gebeur het en wat 'n soort vis was dit. En ons kan 'n klomp goed rondom Jona sê. Maar een van die goed wat vir my uitstaan in die hele verhaal van Jona is dat wanneer Jona uiteindelik in Ninive aankom, dan kondig hy aan dat God hulle gaan straf omdat hulle op die verkeerde pad is. Die koning van Ninive skrik dan so groot dat hy tot bekering kom. Hy roep die hele stad tot bekering en selfs die diere moet tot bekering kom. Bekering is 'n verskriklike belangrike ding vir hulle. En dan hier aan die einde van hoofstuk 3 in Jona lees ons wat God daarna gedoen het. Ek lees dit graag vir jou. Toe God sien wat hulle doen en hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het hy oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. Hieroor was Jona baie ontevrede en het hy baie kwaad geword. Hy het tot die Here gebid en gesê: "Ag Here, ek het dit geweet toe ek nog in my land was. Daarom het ek reg in die begin na Tarsis toe gevlug. Ek het geweet U is 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het." Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik dink aan dit wat Jona oor God getuig. God is genadig, barmhartig, lankmoedig en vol liefde. God sien af van die straf wat hy uitgedink het vir Ninive. Dit wat Ninive toegekom het, omdat hulle sondig was, omdat hulle op die verkeerde pad was. Maar Ninive doen 'n belangrike ding, hulle kom tot bekering. En toe hulle tot bekering kom en wegdraai van die verkeerde pad af, is God genadig. God is barmhartig. God is lankmoedig en vol liefde. Mag jy dit in jou lewe ook beleef, wanneer jy dalk op die verkeerde pad is, dat dit nodig is om tot bekering te kom, dat God daardie bekering sal raak sien, en dat God genadig sal wees, dat God barmhartig sal wees, dat God lankmoedig sal wees en vol liefde. Ons kan onmoontlik vir God in 'n boksie sit, maar hierdie is 'n paar eienskappe wat hom beskryf. En vir my en jou is dit verskriklik belangrik, want as ons tot bekering kom, wegdraai van die verkeerde pad af, na die regte weë toe, en saam met God stap, is daar vir ons genade. Want God is barmhartig, en God is lankmoedig. Hy wag totdat jy tot bekering kom, en dan is God vol liefde. Mag dit nie net woorde wees vir jou nie, maar mag jy dit werklik ervaar, dat God in jou lewe ook genadig is, dat hy barmhartig is teenoor jou, dat hy lankmoedig is met jou, en dat hy vol liefde is. God is goed.